anything. Instead, pray about everything. Kom ons lees dit weer. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Simpel, ne? Makkelijk, ne? Maar dit is so makkelijk soms, ne? I mean, the verse puts it so plain and simple. Moenie bekommerd wees oor enige iets nie. In plaas van bekommerd wees, bid oor alles. But sometimes we find ourselves worrying more than what we pray. En ek wonder wat gebeur wanneer ons te veel bekommerd wees oor dinge en te min bid. Wat gebeur? Wanneer die balans 'n bietjie uit is, you worry more than what you pray. Hy het sy effekte, ne? Hy het sy nagevolge wat hy het, en wat is van die nagevolge wat hy het? Trek jou weg van die Here af. Dit vat jou aandag af van die dinge wat actually belangrik is. Ja, en dat is iets wat ons verloor in die proses. You know, ek dink ons verloor ons vrede. Vrede is iets wat so baie kosbare ding, you know, en dit is kosbaar, maar dit kos ook nie baie nie. Is het? Klink dit soos 'n regte sê. Vrede is kosbaar, maar dit kos nie baie nie. Ja, kos nie baie nie, amen. Want die Here gee vir ons daai vrede, maar is iets wat is amper soos iets wat ons sukkel om regtig waar net reg vas te hou. Met die vrede vanmôre, just on that question. Do you have peace? Peace like a river in your soul. En ek dink die Here wil hê dat ons met vrede hê vanmôre, amen. Te midde van enige iets wat aangaan in die lewe, te midde van waar ons is in die lewe, glo ek dat die Here, He wants us to have peace, amen. But somehow we find ourselves not always with this peace that God wants to give us. And one way that we can really get that peace is through prayer. Deur gebed. Gebed het die vermoë om ons vrede te gee. Maar ek dink dis een van die redes waarom die vyand regtig waar probeer om ons op weg te hou soveel as moontlik van gebed af. Want hy weet as ons kan weghou van gebed af, dan hou ons weg van vrede af. Amen. En ek wil ons bemoedig vanmôre om te besef dat gebed gee vir ons vrede vanmôre. En gebed is iets wat ons moet verlief wees en iets wat ons moet geniet en iets wat ons moet gebruik for like a better expression, because deur dit kan ons vrede kry. So as daar iemand is vanmôre wat dalk miskien 'n bietjie vrede het nie, die antwoord is vanmôre gebed. Amen. Vra vir jou neighbor, het jy vrede? Het jy vrede? As die antwoord nee is, sê vir hulle, probeer gebed. Amen. Probeer gebed. But I also understand that gebed, hy het sy eie misconceptions, dinge wat mense glo of verstaan rondom gebed, wat hulle eintlik weghou van gebed af. Maar dis misconceptions, is dinge wat nie waar is nie. Like for instance, een van die misconceptions is dat rondom gebed is, alhoewel daar so baie benefits is van gebed, baie van ons dink dat gebed is net complicated. Dis komieklik. Jy voel dat ek moet 'n sekere way moet ek bid, en 'n sekere taal moet ek gebruik. Ek moet die King James taal gebruik, thou art holy, and thou thee, thou do, thou. Somehow we think these things. En ons dink dat gebed is moeilik en is complicated. Ons dink dat daar's 'n sekere formule wat ons moet gebruik soos wiskunde. Daar's formules. En ons dink dat by gebed daar's 'n formule wat jy moet volg hoe om te bid. En so ons glo die dinge. En hierdie dinge maak dit ons eintlik so 'n bietjie, ons weet gebed is daar om te help en gebed kan ons vrede gee. Maar omdat ons hierdie misconceptions het dat gebed 'n bietjie complicated is, bly ons weg van gebed af. En nou kom ons by die kerk en nou is het nog meer complicated. Because nou staan jy langs iemand wat in 'n ander taal bid en jy staan langs iemand wat kliphard bid, jy staan langs iemand wat jou hand hou vas en jy squeeze die hand van jou. En is like, dit is 'n bietjie, ja, complicated. Dit is van die misconceptions, né? Dis dinge wat ons begin
glo wat nie waar is nie. Wat nie waar is nie. Dan hoor ons baie mense sê dat jy moet in die oggende bid en as jy nie die oggende bid nie, dan bid jy nie regtig waar nie. En is baie mense wat sê dat jy moet 3 in die oggend bid, party sê 12 in die oggend en elkeen se eie ding en jy voel maar ek as die oggend mens nie. My dag begin eers miskien 11 in die oggend. En as jy al die goed te hoor en sê, yes, die man wanneer? So ek kon nie vanoggend gebid het nie. So ek kan nie meer bid nie. I missed the deadline. I missed the golden moment. En ons begin glo die goed en so stadig verseker, ons weet van gebed, ons sien gebed, maar is iets wat ons regtig waar gebruik van maak nie. En ons hoor mense sê dat jy moet 'n prayer closet hê en jy moet 'n geheime plek hê waar jy gebruik vir gebed en jy kyk in jou lewe en jy voel jy het nie die goede nie. Jy moet 'n sekere dinge moet jy doen in jou gebed en is lekker om saam met mense te bid, weet jy, is lekker om gemeenskaplike gebed te hê, you know, en vir jou wat nou met hierdie gedagtes sit waar jy nog 'n bietjie ongemaklik is, dan is daar dinge wat gebeur wat het soms nog meer kom ongemakliker maak, né? En dan bestaan die langs die ene wat nou noem hulle 'n prayer warrior is, en jy bid met jou sagte gebedjie, jou ligte gebedjie in jou mind en die persoon is besig om verse te quote hierso, en hulle bid die duiwel in die naam van Jesus en stadig versekering, dat jy maar bietjie stil, want jy voel op my gebed, is nie regte gebed nie. Nee. Daar is nie 'n formule nie, daar is nie 'n sekere wy nie, of jy sag bid, of hard bid, in Engels bid, of in Xhosa bid, waar jy ook al bid, in die kamer, of in die voerhuis, of in die kar, whatever, wat ook al gemaklik is vir jou. Maar hulle sê wel, studies have shown, en as jy nou praat van spesifieke plekke van bid, dit help eintlik vir jou om te bid, as jy spesifieke plek het wat jy weet gemaklik is vir jou om te bid. Like it just helps, like if you know that I normally sit in the car, before I go into, van ons sit in die kar, ons voor ons in die huis gaan, waar net weer met jouself. En jou eerste gebed is, Here, gee my net krag asseblief. En of hy vir jou werk, waar elke middag na werk voor jy in die huis gaan, jy net so 15 minutes vat en jy sit in die kar en jy bid net. En of het nou is op pad huis toe, hy stap op pad huis toe. En die Jesus hou my trou. So daar is nie 'n spesifieke plek nie, maar dit help wel as jy, want soms is daar spesifieke plekke, omdat ons gereeld is en doen in die plek, encourage het jou net. So nou kom ek in die kar en voor ek uitklim, ek weet nou nie, man, dit is my gewoonte om tyd te spandeer met die Here eerste, you know? As ek nou opstaan in die oggend en ek sit in die voorhuis, voor ek enigiets anders gaan doen, net uit gewoonte uit, omdat ek gewoond is bid in hierdie area. Of het nou is, of ek nou by die werk kom en almal is nog nie haas en ek is alleen en ek is gewoond bid voor almal kom, nou is jy haas op, nou doen jy dit uit, want die plek het nou soos 'n gewoonte kom word. So dit help soms net, maar daar is nie 'n spesifieke plek waar ons moet bid nie. Jy kan enige plek bid. Jy kan in die bad ook lê bid. Amen. Jy kan in die kooi lê bid. Wat ook al jou gaan help om dit gereeld te doen. Amen. Ek het nie so keer gesê. Ek het nie op iemand sê, die kooi lê. You can pray anyway. You can pray anyway. Prayer isn't complicated. Amen. Prayer isn't complicated. Prayer is us really just having communion with the Lord. En of ons nou bid in die naam van Jesus, in die naam van die Vader, in die naam van die Heilige Gees, dit maak nie saak, solank ons bid na die Here toe. Jy kan nou bid en sê in die naam van Jesus, net toe kan ek bid en sê in die naam van die Vader, net toe kan ek sê Heilige Gees. Praat ons saam een God, amen? Amen. So prayer is not complicated, that is a misconception. Misconception number 2, dat gebed is vervelig. Is daar iemand wat so gevoel het al? Nie nou nie, maar gevoel het al? Waar jy miskien gewoond is bid, en waar jy gewoonlik bid jy saam mense wat baie lang bid. Amper soos die disciples, toe die Here die disciples vra om saam met hom te gaan bid in die tuin van Getsemane. Die Here sê, bly julle hierso, en bid saam met my. En die Here bid, en die Here bid, en die Here bid, en die keer was daar mense wat, hulle bid jong, hulle bid.
En jy het al 3 keer gebid, jy het al gebid, en opgehou en weer begin bid, en opgehou en weer begin bid, en hy weet so bid nog steeds. En die Here kom terug en die Here sien die disippels slaap. En die Here vra, julle kon julle eens nie saam met my bid vir 'n kort tydjie nie. En soms voel ons, omdat ons miskien in verkeerde settings is, voel ons die gebed is 'n bietjie boring vir my. Want vir my vat dit 5 minute om te bid. Vir my suster vat dit 1 uur om te bid. As daar regtig waar niemand wat ooit gevoel het gebed is boring nie. Dankie. Ek het nou amper gevoel, miskien is ek alleen. Want daar was 'n tyd toe ek gevoel het gebed is vervelig. Want ek was by 'n punt waar ek nog nie gewoon geword het aan gebed nie. I'm still new to this thing. Ek wil nog in dit inkom. You know, sometimes it feels. Dan staan jy saam met iemand bid. Okay, maybe I don't have to mention this, but take it as a joke maybe. But if it's personal, don't take it personal, amen? Staan met iemand te bid en die persoon sy hand is 'n bietjie natterig, man. You know, man. Jy kan maar so niks, jy kan nie sê, nee man, was van my hand was van, you know, wat ek hou nie van natheid nie, en agterna, those kind of things, because they are associated to pray, it kind of like gives you this, okay, ek gaan maar nie deel het aan dit nie, maar gebed is nie vervelig nie, amen? Gebed is nie vervelig nie, en of ek nou 5 minute bid, of 5 ure bid, solank my gebed met my hart uitkom, en ek praat saam met die Here, amen? Misconception number 3, gebed werk nie. Somehow some people get to this place where they've tried pray, hulle het gebid vir die Here vir 'n werk, en hulle is nou nog jobless. Hulle het gebid vir die Here vir genesing vir 'n loved one, and the loved one is still sick. They've prayed maybe for a relationship that's going through a difficult time, and it's still there, and somehow they get to a place where they could feel that prayer doesn't work. Prayer isn't effective. En ek hoop jy ons het al daar gekom in die plek nie. Want voel ons het gebed probeer. Maar gebed is nie vir my nie. Gaan jy maar aan. Maar not for me. Because ek voel wat jy use ek bid. Because ek bid, maar niks gebeur nie. Amen. Gebed werk. Gebed is nie kragteloos nie, is nie effekteloos nie. Gebed werk. Amen. En soms werk dit nie in die way wat ons dink dit gaan werk nie. Een ding kan ons van seker wees dat prayer will always change me. Prayer might not always change the circumstance that I'm hoping that will change, but as I come to the Lord in prayer and open my heart and commune with Him, prayer always changes me, because sometimes it teaches me to wait. Sometimes it teaches me that things don't happen when I expect it to happen, but on God's timetable. But something kom uit, die gebed uit, ons leer iets uit dit uit. Gebed is nie nutteloos nie, amen. En daar is maar van die misconceptions wat mense kan kry rondom gebed. That prayer is complicated, that prayer is boring, and that prayer doesn't work. But prayer works, amen. In fact, some studies that some clever people have done in the church world, they found that just 12 minutes of prayer daily has the ability to repair the brain, the pathways in the brain. Ek het iets gegoogel, kan ek dit slide? Na die Hebrew 4 verse 16 verse, is daar slide daar wat net some results wys vir ons daarso. Ja, praying for 12 minutes a day can lead to measurable changes in the brain, such as increased activity in areas associated with social awareness and compassion, and it also reduces stress and anxiety. So behalwe nou die geestelike advantages van gebed, as daar ook fisiese advantages van gebed vir ons. You know, vir ons wat so anxious voel en stressed out voel en depressed voel, gebed can actually help met al die dinge, amen. And the Lord welcomes us to come to Him. I think it's John 15 verse 15 that says, I don't call you servants, because a master doesn't confide in servants. I call you my most intimate friends. Prayer is 'n intimate ding tussen ons en die Here, en die Here welkom ons om tyd te spandeer saam met ons. Hebreërs 4:16 sê, we can come
confidently before His throne of grace to find help in times of need. So gebed moet nie iets is wat ons een kan plaas nie, but it's something that we should embrace and use because it helps us physically and spiritually. Amen? Maar vir my wat miskien nou voel, okay, I hear you. Gebed is goed, gebed is 'n ding om te doen. Maar waar begin 'n mens? Hoe approach 'n mens gebed? Vir iemand wat nou dalk nog nie, comfortable is nie om te bid nie, waar begin ek? Hoe benader ek gebed? Sal ek sê eerstens, ons benader gebed met hierdie gedagte. You approach prayer, thinking of prayer as a way that number one, we are simply just talking to God. Simple. Ons approach het so, gebed is net waar ek praat saam met die Here, ek gesels saam met die Here. And if you look at it that way, it doesn't seem so complicated now because I'm talking to someone. I'm opening up my heart and my mouth and I'm talking to the Lord. I think it's Philippians 4 verse 6 what said, again, don't worry about anything. Instead, pray about everything. And when I pray about everything, ek deel saam met die Here oor alles. Ek praat saam met hom. 1 Thessalonians 5:17 said, never stop praying. So you see this thing where we encourage to always have a lifestyle of prayer, talking to God, and whether it's early in the morning, in the middle of the day, or late at night, or as almal slaap, en maak nie saak wanneer jy bid nie. Maar bid. Of het nou 1 o'clock in middag is, of 1 o'clock in oggend is, solank ons bid. Amen. And prayer is almost this awareness that we have that God is always with us. It's an awareness that God's presence is always with us. And if you live with that awareness that die teenwoordigheid van die Here is altyd met jou, it's inevitable. Jy kan jouself net nie help nie, want die Here is altyd met jou. So jy gaan met hom praat oor sekere dinge. Jy stap nou af in Shoprite in, omdat jy weet die Here is met jou. Jy kan nie help om te praat nie. Here Jesus sê, Here, help net om 'n trein te kry, 'n trein wat my budget pas. 'n Trein wors, ek kan net R50, Here, help my net 'n trein kry hierso wat my budget pas. You can't help it. It's not an example. You can't help but talk to him, Talk to him. So awareness van sy presence. Iemand het dit so gestel. You don't have to pray for a long time, but make sure that a long time doesn't go by that you don't pray. Sê ek nou reg? Maar ons moet bid. So hoe approach ons gebed? Gebed is maar net ons praat saam met die Here. Ons gesels saam met die Here. Tweedens, gebed approach ons soos die, dat is ons, waar ons ook kan wend tot die Here. Is daar mense wat wend hier binne? Kom maar nou. Is daar mense wat wend hier binne? Ja, ons wend. Ons somehow, met alles wat ons deurmaak in die lewe, voel ons het soms is soos 'n ketel, wat aan is en hy kook 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 en hy kook. En as daar nie somewhere 'n outlet is nie, dan wend ons op die verkeerde plekke. Dis wend op die verkeerde mense. Is daar iemand wat dalk voel so hierso? 'n geliefde van jou wend dalk miskien op 'n verkeerde plek. Sê stilletjies af hulle, op my wend man. But we can vent to God in prayer. We can talk to Him, but prayer can also be a space where we vent to God. Ek dink soms went ons went op al die verkeerde mense. Ons went op mense wat niks kan maak, soms ook eens sien. Went to die Here. Went to die Here. 1 Peter 5:7, I don't know if I heard it this morning. It says, cast all your cares on Him. Because why? He cares for you. Die mense wat ons so kies om te wen, don't even care about you. Soms sien jy ook, en dit maak jou meer upset, want jy is besig om te wen, but it feels like they don't care. Dit maak jou meer upset. But we can vent to the Lord because He cares for you. He cares for you. David het dit altyd so mooi gedoen. If you read the Psalms, David vented to the Lord, man. David, as hy kwaad is, as hy happy is, as hy confused is, wat ook al hy gevoel het, gebed vir hom was 'n tyd waar hy kon vent tot die Here. Because jy kan nie altyd vent by ander mense nie.
Maar by die Here is dit 'n veilige spasie, 'n veilige space om te wen te die Here. In feite, soms is dit die feit dat ons wen by die Here, wat ons die vrede gee, die buite om aan te gaan in die lewe. Otherwise gaan ons soos kan honder wees, van heel dag net vuur, ons skiet net. Because we don't make use of prayer as a safe space where we can healthy vent of all the frustrations, and everything that we're feeling to God. Is amper soos 'n kind wat as hy ouer toe kom, gemaklik voel om as hy ouer toe kom. Wanneer die kind seer voel of seer gekry het, hy kom na die ouer toe, Mommy, Daddy, I'm hurt. And we can do that to the Lord as well. Amen? Ons kan complain by die Here, ons kan hom sê as ons disappointed is, ons kan huil by hom, en ons kan weet met versekerheid dat hy luister en hy gee om. Amen? So ons praat met die Here, gebed is just talking to God, so don't be afraid of prayer, it's not complicated, just talk to the Lord, in jou eie taal, in jou eie way, praat saam met die Here. Tweedens, wend ook tot die Here. Soms is ons bang vir die Here, maar ons voel ons moet 'n sekere way na die Here toe kom. Man, gaan lees 'n bietjie die psalms, lees ook Habakuk. Vlot so, sal so snaaks om my woord te sê. Habakuk, ja, Habakuk nie. Ja, so, look at, ek praat Engels te wees. Ja, in Engels sê Habakuk beter, ja. So, they went to God with the authenticity of their feelings. And God is this is just an expression, but God is a big boy. He can handle whatever jy weer kom. Amen? Moenie bang is om net te praat soos met die Here, soos moenie weer gaan. Some people will walk away and al wat onthou is pas het gesê die Here is 'n big boy. Yeah. But God can handle whatever we are dealing with. Amen? And we can feel comfortable to vent to the Lord. And so number 3, prayer is also us listening to God. That's something that we do a lot. It's something that we need to do but more of. Ja, ons praat saam met die Here. Ja, ons vent tot die Here. Maar ons luister nie. Kan ons vra, hoe luister ek in gebed? How do you listen in prayer? Are you want? Word stil. Klaar gepraat. Klaar gewend. En jy sit net daar so. En jy sê, Here, praat nou saam met my. En die rede hoekom even van ons wat nou so baie bid, ons kom uit gebed uit and we still don't have peace is maybe because we don't sit and listen also and allow God to speak. And so we get up, we spoke and we vented, but we got nothing. En die Here wil vir ons iets gee, wat ons vrede gee. And sometimes moet ons maar net, soms budget ons verkeer, ons budget is te daai, ek gaan nou vir 6 uur by die werk is, en so ek staan 4:00 op, maar ons budget net 5 minute in my mind, en ek gaan 5 minute aan spend in prayer. But if you budget 5 minutes for prayer, then in there also budget another 5 to just sit and listen. Mag het sit? Maar jy gaan maar so praat en wend en luister. And when you listen, you find that God speaks and God gives you the word that you're waiting for. God gives you a word that just carries you. God just speaks to you, man. He speaks through His word and your Bible is there. He speaks through His Holy Spirit and it just impresses something upon you. He speaks through a song that you listen to. Hy praat hier mense, die Here praat. Hy praat verskillende maniere, maar die Here praat en ongelukkig, soms die kinders van die Here hoor die Here praat nie, omdat hy nie praat nie, dat ons nie luister nie. So luister ons. So kom ek challenge ons die week net om te begin luister. Amen. En die Here praat op verskillende maniere. Speaks through His word, His Holy Spirit, and He also speaks through circumstances. Ons bid en ons vra Here gee leiding. En omstandigheid sê vir jou hoe sê hulle, the writings on the wall. But we don't comprehend. Die Here praat oor omstandighede. Hy praat oor verskillende maniere. En hy praat ook oor mense. Soms praat hy oor mense wat om jou is.
Maar is die mense wat ons nie van wil hoor nie, né? Ja. But it's my time to listen to the Lord, amen? It's my time to listen. So prayer is talking to God. Prayer is venting to the Lord. And prayer is listening to the Lord. Amen? And lastly, whether we talk to God, whether we vent to God, whether we listen to God, at all times we must give thanks to God in prayer. At all times moet ons gebed gebruik net om dankie te sê vir die Here. Kom ons lees Philippians 4, verse 6 and 7. Again, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all that He has done. And then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and your minds as you live in Christ Jesus. En die Here wil vir ons daai vrede gee. Daai vrede wat nie sin maak nie. Daai vrede wat dom lyk vir mense, maar die Here wil daai vir ons gee, sy kinders, in hierdie tyd waarin ons nou lewe, moeilike tye, difficult dinge wat hulle deurmaak, en die Here wil hê dat ons moet kom in gebed, praat saam met hom, wend tot hom, luister na hom, en net dankie sê vir die Here, en dan wil hy vir ons sy vrede gee, amen? So gebed, don't let prayer scare you off. Don't feel intimidated by the way other people pray, and don't compare your prayer to someone else. There's no formula. Talk to God. Offload to the Lord, and always listen to the Lord. Amen. And the Lord will give you His peace. Maybe just one note I can give for someone that still feels, okay, Pastor, I'm with you. I'm going to start praying. But just one more tip on how I can approach, where can I start? You can always use the ACTS way of approaching it if you don't know how to start. But that's not a formula. If it doesn't help, if it makes it more complicated for you, los it dan uit. As it meer complicated, los it dan uit en praat net. But if you don't know where to start and you want to start somewhere and you got to pray and you want to know how you want to pray into different sections. Die ACT way is, A is adoration. Waar jy begin in die adore die Here. Jy sê vir die Here hoe goed hy is, hoe groot hy is, hoe mooi hy is, hoe lief jy is vir hom. You just adore him. Jy blou kieses na die Here. You know, en die volgende section van die gebed is waar jy C staan vir confess. Jy bely vir die Here enige sonde wat jy het, enige shortcomings lê vir die Here en jy vra die Here, help my met die, help my met daai en jy lê dit jou saak vir die Here. Die thanksgiving. Jy dank nou die Here, nou dank jy hom vir alles. Dit op die kleinste geringste ding, dank jy die Here. En dan eerstens vir supplication, waar nou die Here vra vir 'n spesifieke ding wat jy graag die Here vir ons vra. Amen. And when you've done all of that, you've prayed. Then you do that a couple of more times. The fifth time, I believe, dan gaan jy nie dink aan ACTS nie. Jy gaan dit bid, dit gaan vloei uit jou hart. Amen. So ek dank die Here, ek hoop dat u encourage us vanmôre. Dat die Here wil vir ons vrede gee. Ons kan dit kry met deur gebed. Ons moet gebruik maak daarvan. Amen. So Father, we come before you this morning and we thank you once again, Father, for encouraging us for the importance of prayer, of talking to you, of venting, of loading to you, Father, and of listening to you this morning. I pray, God, that we as your people will embrace prayer, will thank you for it, and thank you that you've somehow put things in place.